Goeiemôre almal, dis 16 Julie, lesing 64 van die groot Johannes Evangelie, boek 4. Ek is daarom bly om te sien ons is bietjie meer as gister. Ek dacht julle sal almal gehardloop het vir die kabouters en nie weer teruggekom het nie. Maar dankie dat julle saamgaan met hierdie goed, alhoewel dit niet is en elkeen is sekerlik wat nog nie die nuwe Openbaring gelees het nie, dis heeltemal nuwe en partykeer vreemde waarhede. Maar wees rustig. As jy die hele skepping begin verstaan, want dit is wat Joshua vir ons hier gee, sal jy sien, die skepping kan nie werk sonder hierdie wesies nie. Sonder Vader se geeste nie, groot. Daar is geeste wat massief groot is, wat ook werk in hierdie realiteit. En dan is daar ook van Satan se geeste wat massief groot is. Ons lees dit, die gevallenis wat dan reuse verwek het, wille manne, wat baie wreedaardig is. En selfs by hom is daar ook klein geesties, wat jy en ek nie kan sien nie. Een van die goed is, of van 'n facet van hierdie goed is parasiete en slakke en alle ander skadelike goed wat in ons liggame is. Dit is materiële goed en dit word gedryf deur die negatiewe, deur die duisternis om ons liggame basies af te breek, sodat die mens kan doodgaan sonder om gered te wees. Dit is sy aanslag op alle vlakke. Selfs die goed wat hy gebruik om, soos ek gister of gesê het, dat om ons brein se geestelike vermoë af te sny. Dit is alles dinge wat onderdanig is aan hom. En omdat hy nie meer krag het nie, het hy geen ander keuse as om te werk deur mense nie. En die mens gee vir homself die krag. Dink maar aan al die bose dokters wat in 2019 hierdie enstowwe ingebring het in die hele wêreld. Nou erken almal, dit is 'n oorlog. Daai goed het geen genesende krag nie. Hulle erken dat die goed wat daarin is, die mRNA, dat dit daar is om mense rekenaar word maar compatible te gebruik te maak. En dat mense wat selfs al in hulle grafte is, registreer op Bluetooth, as jy daar by die grafte gaan staan, dan tel jy nie hulle fone op nie, die fone is nie in die kus nie, jy tel hulle op. En mense wat die inspuiting gekry het, nou ook, sal jy hom as wese optel. En nou erken hulle dat hierdie goed gedoen is. En dis alles Satan se werk. Maar hy het 'n klomp gewillige dienaars gekry hier in ons land, omtrent al die dokters, omtrent al die hospitaalbestuure, omtrent al die susters, en definitief al die regeringsamptenare. En ek moet nog sien waar 'n kerk teen hierdie COVID-kamstige ding homself uitgespreek het. Hulle het nie. Ons het selfs Israeliet predikers, wat hulle mense aanbeveel het om die ding te gaan haal het, of eintlik verplig het. Hulle het my gebel, hier uit Oos-Transvaal uit. Jy kan dit nie glo nie, maar so fyn is Satan. Hy het sy mense wat die weer beheer. Hy het sy mense wat al die ander dinge wat ons sien en natuurlik dink dis natuurlik. Dit is alles beplande goed. Meeste van die aardbewings, meeste van die tsunamies, mensgemaak, onder die leiding van Satan. Nou ja, ons is terug by die sieledele. Hulle dryf nou oral by hulle verby. Jara het gepraat met een van hierdie redelik voltooide natuurgeeste. Ons het gesien hoe grof hy is. En nou kyk hulle weer, wat gaan nou aan in die geeste sweer. Daarop sê Mattheüs hoofstuk 1:17. O, wat is dit vir 'n reusagtige groot kluwe? Die woord kluwe is 'n Afrikaanse woord wat min gebruik word. Die Afrikaanse verklarende woordeboek sê
geheel van deur of oor mekaar gedraaide en gestrengelde, of nou samehangende sake of persone. So dis wat 'n kliewe is, dis so 'n deurmekaar spul, is 'n hele ding wat 'n hele ding draai so, van verskillende goed. Wat uit die omgewing van die stad hierheen sweef. Onthou die stad is so rukkie terug deur 'n brand en 'n storm vernietig. Dit kom steeds nader. Kyk hoe alles daar binne so slange die mekaar golf en kronkel. Wat is dit tog alles vir merkwaardige figure? Ek sien duidelik osse, koeie, kalwers, skape, hoenders, duwe en allerlei ander voëls, vliee en 'n bonte verskeidenheid van kewers, donkies, ook enkele kamele, katte, honde, 'n paar leeu's, visse, adders, slange, akedisse, krieke, strooi, allerlei hout, 'n massa graankorrels, klere, vrugte, selfs allerlei stukke gereedskap en nog 'n menigte verskillende dinge wat ek glad nie ken nie. Wat beteken dit? Is dit dalk ook siele wat almal lyk of hulle toegewerk is in 'n ontsettende groot en algeheel deursigtige sak en wat daarin die mekaar gegooi word soos los strooi in 'n warrelwind? Joshua sê, dit is siele of respektiewelik geeste van 'n laer orde in die vorm van 'n geselskap van ongelukkiges wat nog 'n rukkie by mekaar bly en eers dan uit mekaar sal gaan as hulle in die duidelik sigbare voedingssak ryper geword het. Wanneer jou hond sterf of jou bees of jou skaap, gaan sy siel uit die liggaam uit. Alle diere het siele en daai siel het ook dan nog die vorm in die geestesfeer van wat hy was. En hierdie siele wat nou in daai verskriklike storm omgekom het, is nou saamgegooi in hierdie groot houersak. En hulle dryf nou in die eter waar niemand hulle kan sien nie. Net omdat Joshua hulle oë oopgemaak het, geestesoë, kan hulle dit nou sien. Alles wat op die wêreld ook maar ergens hoe ook al bestaan, is sielestof. Indien haar stoffelike samehang of kohesie deur wat ook al vernietig word en die siel daardeur vry word, dan neem sy weer na die vernietiging haar vroeëre stoffelike vorm aan en bly so nog 'n tydjie voort bestaan. As die intelligensie van hierdie vorm met verloop van tyd ryper geword het, begin sy stadig maar seker die ou vorm te verlaat en in 'n meer lewensvatbare vorm oor te gaan. Onthou al hierdie sieledele wat in die minerale, plante en diereryk is, gaan opwaarts. Dit is hoekom jy ook nou in hierdie sak plante en graankorrels en vrugte sien, as ook nog stukke gereedskap wat natuurlik deel is van die minerale ryk. So moenie 'n fout maak nie, wanneer ons bid, dan moet ons ook vra dat Vader ons ten volle sal seën. En 'n voertuig byvoorbeeld is niks anderste as 'n samevlansing van 'n minerale ryk nie. Met nou 'n bietjie van die plante ryk en die diere ryk afhangende van wat daar gebruik is. Sê nou maar vir die sitplekke. Kan 'n deel van 'n dier wees, 'n dier. En dit is alles wat ons moet dien. Hierdie kliewe is 'n opneemhouer vir alles. Wat daar ook by die brand en deur die brand verwoes is, vind jy nou as sielestof in hierdie kliewe, toegerus met 'n sekere intelligensie. Die angs maak dat dit lyk of hulle almal in hierdie sak soos in 'n kou by en de mekaar gemeng word. As daar byvoorbeeld ergens op aarde groot elementêre omwentelinge voor die deur staan, wat natuurlik 'n gevolg is van 'n groot beweging onder die aardse natuurgeeste of siele, dan word alle siele ook oorval deur groot angs. Alle diersoorte begin mekaar dan vriendelik beheen en vorm 'n vreedsame samelewing. Die adder bekommer hom nie oor sy gif nie, die slang ook nie.
Die verskerende diere vergryp hulle nie meer aan die vreedsame lammers nie. Die by en die wesp het hulle angel in die skede gesteek, soos 'n kryger sy swaard. Kortom, alles wysig hulle aard. Selfs die plantewêreld laat die koppies treurig hang, en geen plant verhef sy rein en ongerepte koppie voordat die ramp verby is nie. Nou, het ons 'n redelike voorbeeld in die afgelope maande van dit wat plaasgevind het in Amerika, onder andere by Yellowstone, het jy hierdie verskriklike groot trek van diere gehad, en waar verskerende diere langs bokke gehardloop het, soos bere en wolwe, en ander kleiner verskerende diere, en hulle het glad nie aan daai boksoorte wat hulle gewoonlik gevreet het, eers na hulle gekyk nie, hulle het saam met hulle rustig getrek en gewy. So hierdie is nie vreemde goed nie, dit gebeur wanneer daar 'n groot natuurramp aan die kom is, dan waarsku hulle jou. Ek weet nie eintlik nou van spesifieke voorbeelde in Suid-Afrika nie, maar ons sien nou baie goed op die internet, nou weet jy ook nie of dit nou AI gegenereer is nie, maar waar werklik leeu's, hyenas en ander verskerende diere, hulle eintlik ontferm oor 'n ding wat hulle gewoonlik gevreet het. So iets is iewers in die lug, hulle weet die eindtyd is naby, omdat hulle nader in die gees leef aan die natuur as ons. Ons is afgesny deur ons eie skuld. So hierdie goed wat Vader nou hier 180 jaar of 2000 jaar gelede nou vir hulle gee, sien ons nou baie kragtig in ons tyd. Maar alles wat tydens so 'n geleentheid stoffelik vernietig word, uitgesonderd die mense, hulle het 'n ander lotsbestemming. Verenig hulle na die vernietiging, dis nou van hierdie stad en 'n voorbeeld nou vir ons vir ander vernietigings, in die nog voortdurende angs, ook as sielestof en omhul hulle net desnoods. As so losse kliewe met siele dan ongeveer 'n eeu lank rondgesweef het die oorspronklike ongelijksoortige siele elemente mekaar meer wederzijds aangetrek en begin hulle stadig maar seker te verenig en vorm dan een of ook wel meer kragtige natuurmens siele. Nou kom ons die beskrywing daar is in die Duits. Lorber gebruik soms nuwe uitdrukkings soos natuurmensje siele of natuursiele wat deur ons letterlik vertaal word. Natuurmens siel is 'n siel wat na die deurloop van talloze ontwikkelingsstadia begin binne die natuurryke mineraal, plant en dier vir die eerste keer in 'n mensevorm verskyn. So siel het nog geen voortbestaan as mens geken nie, nog op aarde, nog op 'n ander planeet. En daar is jou verklaring van al die swart nasies, wat basies in die skrif beskryf word as natuursiele of Kaya Haares, wat wille wese van die veld is. Hulle is van hierdie samevoegings wat nou plaasgevind het oor eeue heen, word dan later as so natuursiel gevorm. Jy kan nie by so natuursiel met die dieper geestelike dinge iets bereik nie, want hy het nie die vermoë, hy het nie die gees van 'n mens soos ons, om dit te begryp nie. Dit sê nie jy en ek moet hom nou voor die voet uitroei nie, en die verlede is genoeg voorbeelde van massa uitwissings. 'n baie goeie voorbeeld van 'n redelike hoë orde staande natuursiel is die Amerikaanse rooiheide. Hulle het 'n natuurgodsdienst gehad. Jy kon hulle niks van die natuur leer nie. Hulle het alles geweet. Geweet watter krye, medisyne, hoe hulle dit, hoe hulle dat moet doen, want hulle het dit
uit die natuur gekry, omdat hulle uit die natuur gevorm was. Vader het net een mens op aarde geplaas, Adam en Eva as een wese, en later weens die ongehoorsaamheid van die vroulike deel binne in Adam, het hy Adam aan die slaap gemaak, en wat het hy gedoen? Hy het die vrou uit die man gehaal, en vir haar 'n liggaam geformeer, en toe Adam hierdie wese, hierdie vroulike wese buite hom sien, toe is hy so bly, hy huppel rond, en hy is baie lief vir haar, staan in die skrif. So, verstaan Vader se skepping, hierdie natuurmense siele moet hier wees, en hulle ontstaan so, en wanneer hulle voortplant, kan hulle niks meer voortplant as 'n natuursiel nie. Al wanneer daar 'n verwarring kom en 'n ingryping in Vader se orde, is wanneer 'n Adamiet, wat afstam van Adam, 'n blanke, met so 'n natuursiel in die bed spring, en 'n kind verwek. Dan is dit nie meer 'n natuursiel nie, dan is dit iets tussen natuursiel en Adamiet. Hoofsaaklik is die natuursiel eienskappe sterker by so 'n wese as die Adamitiese wese eienskappe. En dis hoekom jy kry dat 'n man wat rondloop buite sy ras, gaan altyd blokasie toe. Baie selde wat hy die natuursiel binne in sy omgewing inbring. Want dit is 'n verval wat plaasvind. En as jy eers met die natuursiele vermeng het, wil jy nooit meer met 'n Adamitiese siel vermeng nie. Want daar is een of ander geestelike houvas. Want onthou, die natuursiele is, wat die seksuele aanbetref, baie soos diere. Dit is 'n instink. En mense wat nou nie meer volkekunde geleer word nie, ken ook nie hierdie goed nie. Hierdie natuursiele, en julle weet na wie ek verwys, se wyfies, kom op hitte. Jy sal hulle sien stap in die dorp, sal daar van hierdie vroulike wesens stap, en er niks gepla nie. Dan sal een stap, dan loop daar 5 of 6 mannetjies agter hulle aan. Want sy's op hitte. En dit is 'n erkende feit wat nie meer geleer word nie, want sodra die mens hierdie kennis begin bekom, dan sien hy die onderskeid tussen hom as 'n geskape wese en hierdie natuursiele. So wanneer Thabo Mbeki sê dat daar by, waar is hierdie grot daar aan die ander kant by Kreeusdorp, waar hulle al daai bene gekry het, Upper Nation. Cradle of Mankind, maar dis 'n grot daar wat ek nou die naam vergeet. Ja, Sterkfontein grot. En hy sê, these are our forefathers. Dan is hy nie ver verkeerd nie. Want dit is natuursiele uit 'n vorige tydperk uit. Maar hulle sal sekerlik ook so gevorm word, want hulle is baie dom. Hulle het regtig nie 'n groot intelligensie nie. En wanneer hierdie swart wesens oorgaan, en hy het net geleef soos wat hulle leef, hy het geen intellek ontwikkel nie, ook geestelik kan hy nie ontwikkel nie, dan kom hy voor aan die ander kant, as 'n aapie wat omtrent so hoog is, 3-4 voet. Mense het dit al baie gesien. 'n Ou man wat in die AGS kerk was, jare terug, het vir my gesê, Dirk, ek het daai goed gesien, Vader het my oë geopen. Die swartes noem dit, hierdie natuursiele noem dit 'n tokkelossie. Die eintlike wetenskaplike naam daarvoor is incubus. Die goed bestaan. Net soos wat Vader nou hierdie mooi dinge vir ons wys, is die negatiewe kluwes van hierdie goed ook daar. En jy vind hierdie geeste, natuurgeeste, meer by moerasse, stinkende rioolputte, dit is waar hulle uithang. En waar hulle dan die mense, die ander natuursiele beset, en dan word die ou nou baie, baie erg boos. Dit is heeltemal 'n ander skepping.
En daarom moet jy en ek tog so dankbaar wees dat ons in hierdie genelyn gebore is. En ons moet dit baie, baie suiwer hou, sodat ons nageslag ook nog die voordele kan kry, en nie uiteindelik in so 'n kliewe moet beland nie. Hierdie voor ons swewende kliewe bevat alles wat deur die brand van Caesarea Philippi verwoes is. Hierdie kliewe sal tot by sy volledige ontwikkeling goed meer as 100 jaar nodig hê, maar dan sal ook meer as 100 ryp natuurmens siele die tere omhulsel deurbreek en nog eers ongeveer 100 jaar later ons weg deur die vlees deurloop. By groot vuurherde, vuurspiewende berge en ook by groot oorstromings vorm sulke kliewens altyd van self. As daar weinig dierlike elemente daarin aanwesig is, duur die omvorming langer. As daar egter dierlike elemente by betrokke is soos hier, duur dit gewoonlik korter. Ook is dit nie so dat uit kliewens waarin geen dier aanwesig is, nogtans natuurmenssiele sal ontwikkel nie. Daar kan ook natuurdieresiele of slegs meer edele plantesiele ontstaan, welke laaste gewoonlik uit verrottingsdampe of uit allerlei sogenaamde vulkaniese dampe en rookmassas ontstaan. So dis nie noodsaaklik dat 'n mens uit hierdie kliewens voortkom nie. Daar kan ook sekere verhoging in die plantelewe en in die dierelewe daaruit voortvloei. Kortom, as by dampe aangetoon kan word dat hulle uit die vergaan van grof dierlike of grove plante materiaal voortkom, of slegs afkomstig is van minerale gistingsprosesse, dan ontwikkel daar slegs allerlei plantesiele. Die grofste dele verenig hulle daarby deur die wortels, die ietwat edeler dele deur die blare, en die edelste dele tydens die bestuiving van die blom, met 'n plantesiel wat uit 'n kiem uitbreek en werksaam word en sorg so vir die seënryke verveelvoudiging van die saadkorrels en hulle ontkieming. Behalwe wanneer Satan deur sy Monsanto ingryp en keer dat die boere hulle eie saad kan produseer, soos wat nou op aarde nou omtrent die algemene is, met feitelik alle graansoorte en verskriklik baie groentesoorte. Die goed het nie meer pitte nie. Pitte is die edeler deel wat die bestuiving moet veroorsaak, mannelik en vroulik wat by mekaar kom, en die voortplanting verseker van hierdie plant. Nou moet jy ten duurste mense wat beheer het oor die saad, by hulle die saad koop. En hulle konkel saam met die koöperasies, hulle konkel saam met die groot landbouorganisasies. Die feit dat hierdie landbouorganisasies dit toegelaat het in ons land, kan 'n mens nie glo nie. Maar hulle is oningelig, hulle het nie die kennis nie. Maar nou moet hulle die strawwe gaan betaal, of die strawwe moet nou hulle deel word van hierdie saad wat nou nie meer volgens Vader se orde is nie. Want daai vrugte word nie meer geëet deur diere nie. Hulle trek hulle neus op daarvoor. Maar jy en ek eet dit want ons is te dom. O, is so lekker, die druiwe het nie pitte nie. Jo, die lemoen is nou baie lekker want hy het nie pitte nie. Die pitte is die noodsaaklike edelste deel van daai vrug. En daar is beweringe gemaak wat ek nou die dag gelees het deur wetenskaplikes, dat wanneer diere aanhoudend hierdie graan vreet, wat vir hulle gemaal word, soos mielies, wat GMO is, saam met soja, wat GMO is, koring, wat GMO is, en al die goed wat in die mengsels gaan, en dan 90% plus van jou vleis wat jy in die slaghuis koop, is op hoendermis gevoer. Hoendermis vorm 'n baie groot deel van die voermengsel. Dis 'n gruwel. Die melkdiere
en die vleisdiere. Nou daai hoendermis het al die negatiewe van hierdie hoenders wat op hormone en antibiotikas leef vir hulle lewe. En dit word nou in die vleis gebring. So nou beweer hierdie mense dat op 'n stadium, hulle weet nie hoeveel jaar nie, gaan hierdie diere almal onvrugbaar word. Hulle gaan nie meer kan produseer nie. Direkte gevolg van die ongehoorsaamheid om van Vader se planteorde af te wyk. Nou ja, dit lê nog voor ons kan dit nog nie sien nie, maar ek weet dat die landerye wat met hierdie GMO goed geplant word en wat die Roundup gif ook in het, wat baie skadelik vir jou en my is kankergewend. Daai lande kan jy later aan niks anders te mee op dit plant nie. Omdat daai Roundup hormoon gif gaan in die grond in. Die boere glo dit nie. Maar jy kan dit sien, wanneer die seisoen verby is. In 'n gewone land waar gewone goed geplant is, kom daar altyd groen grasies uit voor jy ploeg. Maar nie in daai lande nie, hy bly dood, dit is net grond. Daar groei niks nie, want alles word deur hierdie gif vernietig. So, net 'n bietjie agtergrond waarmee ons nou sit op aarde. Vers 11, nee. Sulke grovere spesifika van plante siele bly in die materie agter, soos in die stam en in die hout veselstof. Die ietwat edeler deeltjies kom in sagte lower en nog edeler deeltjies vorm self die vrug en wat daarvoor en daarna kom. En die mees edele deeltjies verenig hulle dan al tot 'n selfstandige, intelligente kiemlewe. 'n Intelligente kiemlewe, daai pit wat jy eet, wat daai kiem in het, wat die vermoë het as jy hom in grond sit en jy gee hom water en hy kry lig, dan begin hy groei. Daai is so intelligente deeltjie van 'n plant, dat die mens met al sy intellek en al sy wetenskaplik is nog nie daai ding kon namaak nie. Hulle kan dit nie doen nie. Hulle kan nie iets maak wat groei nie. Hulle kan iets vervorm en sommer die regte woord te gebruik in die gees, verhoer. En dan het hulle 'n ding wat daar uitkom, wat glad nie eers naby ooreenkomste het met die oorspronklike nie. Al lyk hy so en al proe hy 'n bietjie so. Julle het seker al agtergekom dat die vrugte wat ons in die afgelope jare eet, die goed het nie meer smaak van toe ons kinders was en die perskes van die boom gaan pluk het nie. Die goed is waterig. Die goed smaak nie en die goed het nie voeding meer nie. Dis dieselfde met al die ander goed. Dit is nie meer die oorspronklike nie. Nou hierdie intelligente kiemlewe wat dan reeds in staat is om of sigself opnuut tot 'n soortgelyke lewe te wek, om die ou aktiwiteit van vooraf aan te begin, of deur as voedsel deur dier en mens gebruik te word, dadelik in die dier of selfs mense siel oor te gaan. Hier is die beste voorbeeld nou, soos 'n mieliepit, die oorspronklike een, gaan daai kiem, dis 'n ou klein kolletjie, is al wat jou siel eet, is al wat jou siel herken, en die res gaan oor in stysel, en word deur die liggaam gebruik, en word deur die liggaam uitgewerk. So, dit is wat gebeur, en nou kom hierdie edeler deel, nou in 'n mensesiel aan, of in die dier wat jy voel. Maar wanneer jy nou al hierdie ander ingrypings in Vader se orde se produkte eet, dan kan dit nie gebeur nie. Dit is hoekom ons siele so arm is. Dis hoekom ons siele nie meer sterk genoeg is om ons liggame te onderhou nie. Dis hoekom ons mense so baie siek word. Dit het baie te doen met ons voeding. En dan eet ons gesond en ons eet, maar ons gaan koop die goed by plekke wat dit op die markte koop, en die markte gee nie om vir GMO nie. Die ouens vra nie by die mark, hoorie,
is hierdie broccoli of hierdie kool, is dit GMO saad. Wel die ou gaan in elk geval vir hulle lieg. En dit is wat gebeur. Ons eet hierdie minderwaardige produkte. Maar nogtans, dis hoe die goed ontstaan. En dit is hoekom ons hierdie kennis moet hê. Daarom eet die mens dan ook meestal slegs die vrug van die plante waardeur die plante kiemsiele hulle regstreeks met hulle siel kan verenig. Die ietwat grovere dele van die kern van die vrug, kern en die vrug kan hulle egter slegs met die bloed en die liggaam en met die kraakbeen en die beenstelsel verenig. So die grove dele gaan na jou liggaam, na hierdie liggaamsdele toe. Uiteindelik moet dit alles, omdat dit tog te onsuiwer is, na die sterwe soms nog meerdere male opnuut deur die ryk van die plantewêreld gaan, om dit te suiwer, totdat dit uitryp tot kiemgees en volledig ryp word vir die opname in 'n nuwe dier of selfs mense siel. Nou weet julle so terloops ook hoe hierdie kliewings ontstaan en watter ontwikkeling hulle deurmaak en wat hulle einddoel is. En nou kan julle dus weer verder gaan met julle beskouings en sien of daar nie weer 'n verskynsel voor julle sal opdoen nie. Maar dit wat julle nou hier sien, is die bekende leer van Jakob. Jy kry dit in Genesis 28, waardeur hy hemel en aarde met mekaar verbonde sien, en waarop hy die lewenskragte en Elohim se gedagtes omhoog en na benede sien gaan. Genesis 28 vers 12. Jakob sien wel die beeld, maar nog iemand na hom, het dit tot op die uur verstaan nie. Vir julle het ek dit nou ontsluier, maar ook julle almal moes eers deur die lig van hierdie ligbol in 'n soort heldere slaap gebring word, om die onthulde Jakobs leer te sien, en dit vervolgens ook deur my woord te verstaan, sodat julle kan weet hoe die hemelse en die aardse saamhang, en dat op dieselfde leer, die een altyd in die ander oorgaan. Kyk oor die see, dit wil sê nou met die blik van julle gees, of liewer julle siel, en sê my wat julle daar sien. So hierdie leer wat hy hierdie engelgeeste sien op en af gaan, is baie wyer as net engele wat ons aan dink as groot manswesens. Dit is al die natuurgeeste wat hy ook gesien het, wat deel van sy engele leer vorm, op en af gaan, die wat kom help en die wat nou ryper word en in ander vorms oorgaan. Dit is daai hele droom wat Jakob gehad het, toe hy met sy kop op 'n klip gelê het, en die plek wat hy toe wakker word, toe noem hy die plek Bethel, wat beteken huis van God. En eintlik het hy nie geweet die huis is eintlik in sy hart nie, want dit is waar hy dit gesien het, in homself het Vader dit geopenbaar. En die wonder is nou, Yeshua het eers nou hier by hierdie vergaderingkie 2000 jaar gelede hierdie openbaring gegee, want net hy kan dit gee, want hy is die skepper. Ek wil net iets hier byvoeg aan die einde van die hoofstuk. In Handelinge 8 kry Petrus se opdrag om 'n man te gaan doop. Die man se naam was Cornelius. Maar omdat hy 'n heiden was, wou hy nie eintlik gaan nie. En hy word toe in 'n droom aangemaan om te gaan. En in die droom sien hy 'n sak neerdal. Hulle sê in die Bybel 'n laken, kan julle onthou, met allerhande diere binne-in. Nou die laken is dieselfde as wat ons hier het. Dit is 'n versameling sieledele. En wat Vader vir Petrus wys, omdat hy hierdie lesing wat ons nou het, ook bygewoon het, want hy sit daar, wys Vader om, luister, hierdie man, hierdie Cornelius, is vanuit die aarde gevorm. Hy kom nie van bo nie. Hy het deur hierdie sieleryke gegaan. Miskien was hy ook 'n natuursiel baie lank terug, maar hy het nou 'n mensevorm betrek. En vir hulle
moet jy gaan en jy moet hom doop. Hy sê slag en eet in die gees. Maar die arme dwaase kerke sê ons nou daai laken met daai diere waarin allerhande goed so slange en leeu's en wolwe en goed in was. Jy kan nou enige iets eet. Die voedselwette is tot nie. Dit is die hartseer van lering wat jy uit die kerk uitkry. Dit het net te doen met jou materie. Of net te doen met jou pens in hierdie geval. Terwyl dit 'n diep geestelike sig was wat Vader hom gegee het in die sieleryk en vir hom gesê het, hierdie siel is gevorm en hy's nou gereed in die mense liggaam om gedoop te word. En toe gaan Petrus en toe doop hy hom. Maar hy was eers, wou hy dit nie doen nie. So, nou dat ons hierdie inligting het, verstaan ons ook ander dinge in die Bybel. Dit het niks te doen met die voedselwette nie. Hoofstuk 118, die wese van suurstof. Dit sal jy ook nie geleer het in die skool nie. Ons het almal van suurstof geleer in die laerskool al. Zinka sê toe, meester, ek sien op die wateroppervlak hoe daar 'n enorme aantal vuurige slange heen en weer beweeg. Enkeles duik ook onder, maar hulle snelheid word nie deur die watermassa afgerem nie. Ek sien tot op die bodem van die see. Hoe kan hy dit kry? Omdat hy nou in die gees sien. Op die bodem krioel dit van alle moontlike soorte gedrogte, ook ontelbare visse, en alles hap na hierdie vuurige slange. As 'n vis of 'n ander gedrog een of meer van sulke slange verslind het, word hulle beweegliker en lewendiger, en flikker daar letterlik 'n soort sinnlikheid uit hierdie waterwesens. Nou sien ek die vuurslange ook in die lug rondswerm, slegs baie kleiner en minder vurig. Bo die water is die swerms die digste. Voëls wat hulle self gewoonlik snags bo die waterspieël amuseer, skyn daar nie baie van te hou nie. Maar die visse spring hulle uit die water tegemoet. Die wat op die water rondswem, glinster die sterkste en beweeg ook pylsnel. Wat, o meester, is dit nou? Wat moet ons daarvan dink? Yeshua sê, dit wat julle daar sien, is die eintlike lewensvoeding. Dis nou daai slangagtige goedjies. Dit is die sout van die lug en die sout van die see. Eendag sal die natuurkundiges, wetenskaplikes en hakies, hierdie element suurstof noem. Sien sal hulle dit nie, maar wel waarneem. En hulle sal die gehalte en die mate waarin dit aanwesig is, of ook wel die algehele ontbreking daarvan, kan vasstel. En daar is vandag apparate wat hierdie suurstof kan meet. En ons suurstof nou hier aan die einde van die tyd is heel wat minder as wat dit was by die skepping van Adam en Eva. En dit kry hulle uit rotse wat gestol het, wat hulle kan aflei het uit daai tyd bestaan, en dan meet hulle die suurstof binne in hierdie borreltjies wat in die klip is. En dan kan hulle sê, ek dink dit was omtrent 30% by die begin van die skepping, en is nou om en by 15%. Dis reg. En in stede waar dit so vuil is, en baie rook is dit natuurlik baie minder. En op die hoë veld, waar ons al hierdie kragsentrales kry, sal die mense wat daar bly getuig, dat daar nie genoeg suurstof is nie. Behalwe dit is daar nog al die gifstowwe van die kragsentrales teenwoordig. Water, wat die hoofelement vir die lewe van plante, diere en mense is, ons bestaan amper 70% uit water, moet die meeste van hierdie suurstof bevat, en dit geld by name vir die groot oseaan. Die diere in die water sou glad nie kon lewe, as die water nie altyd ryklik van hierdie stof voorsien was nie. Hierdie stof is oorspronklik die eintlike sielesubstansie, en kom ooreen met die gedagtes, voordat dit nog tot 'n idee saamgevoeg word. Maar wanneer jy hierdie geestelike lewensstof in voldoende hoeveelheid ergens byeen sal vind,
dan sal daar ook al gou die een of ander vorm homself vertoon. Het sy 'n lewende, wat sag en beweeglik is, of 'n verstarrende vorm, soos 'n klip of 'n stuk dooie hout. Kyk nou spesifiek na die oewers, dan sal julle hier en daar besondere, plotseling flikkerende ligpuntjies ontdek, wat ontstaan deur die opeenhoping van die lewensstof. Daaraan kan julle nou sien hoe ons vuurslange, hulle op 'n aantal plekke by honderde en duisende klompvormig saambol, so skynbaar toevallig gevormde klomp, gee 'n tyd lank 'n uiters skerp lig. Hierdie groter ligproduksie vind plaas op die oomblik waarop 'n aantal van hierdie lewensvuurslange met mekaar verbind. Deur hierdie verbinding het dan reeds 'n idee in die een of ander vorm ontstaan. As die vorm eenmaal gereed is, kom daar rus en die besondere ligglans hou op, maar dan word daar reeds daaruit 'n skepsel gevorm. Dis natuurlik 'n natuurgees. Dit word sigbaar in die vorm van 'n kristal, of in die van 'n saadkorrel, of 'n eier, of self reeds in die vorm van 'n volledige waterdiertjie, of ten minste van 'n watermosplantjie, om welke rede julle dan ook heel dikwels sal sien, dat die vlakker en vlak oevergebiede die rykste begroei is met allerlei waterplante, en waar baie van die begroeide plekke voorkom, sal ook geen gebrek wees aan allerlei groter en kleiner waterdiere nie. Nou vra julle julleself af wie hierdie lewensgeeste, wat almal na mekaar lyk, 'n vaste of lewende beweeglike vorm gee. Die vraag sal my Raphael Engel julle die beste kan beantwoord. Kom Raphael, praat en toon wat jy prakties kan doen. Ons weet die hele skepping word gedryf deur Vader se Gees. En as jy sekerlik die een element in die lig wil sê wat die naaste aan sy gees is dit suurstof. Want suurstof is lewe. Wat doen hulle met mense in die hospitaal wat omtrent nou nie meer kan asemhaal nie? Hulle sit hulle op 'n suurstofpomp of op 'n suurstofapparaat. Suurstof is lewe, want suurstof is deel van sy gees. Nou sien ons, wat so bevoorreg is om hierdie lesings van hom af te kry, dat hierdie goed soos lewende slange, maar dis nie negatiewe slange, dit is eerder miskien wurmagtige goed. Maar hulle het hierdie suurstof, jy kan dit nie sien nie, maar dis hoe dit in die gees manifesteer. En dit is lewendig, want suurstof, onmiddellik as jy suurstof kry, is jy sommer klaar lewendig. Hierdie goed beweeg in jou en maak die hele liggaam, wat nou deurtrek is van koolsuurgas, as gevolg van wat ook al, of dit nou rook is, en of dit die longe is wat nie meer kan funksioneer nie. Hierdie lewende diertjies, geestesdiertjies, maak jou ook vinnig lewend. Maar nou is dit so, dat hierdie goed oorgaan, hulle raak klompe is eintlik klonte, en dan gaan hulle oor in verskillende vorms. Daar is baie eilande wat nog steeds gevorm word in die see, en is 'n kaal stuk rots wat uitkom, en na baie jare, dan is daar plante op daai ding, daar is diertjies op die eiland, en dis nie alles goed wat deur die voëls sê, die mense bring die saad aan. Ja, daar is sekerlik van dit wat aangebring word. Maar hierdie goed ontstaan vanuit die gees. Plantjies, diertjies, wurmpies, enige ding kan ontstaan deur hierdie goed. En as die engele betrokke raak, kan daar selfs viervoetige diere op hierdie eilande kom. Vat Australië. Australië is die laaste groot eiland wat ontstaan het. En as jy die boek, die 12 ure lees, ook van Jacob Lorber gegee, dan is die eiland Australië nie so lank terug beplant en bevolk met diere nie. Want al die diere wat op Australië voorkom is eintlik uniek
en verskil van al die ander diere in die wêreld wat op ander vastelande is. En dis 'n kort tydjie, dis 'n paar duisend jaar gelede wat hierdie massa grond uit die see opgestyg het deur Vader se werking van die engelgeeste, en dit was 'n kaal stuk land. En toe het hy hierdie hele stuk land deur sy engelgeeste op hierdie wyse het hy dan dit beplant en ook gesaai met diere. Daar is nog baie giftige diere in Australië. Dis die land met die meeste giftige insekte, visse, reptiele en selfs diere, wat as hy jou byt, as dit verby. Omdat dit nog so 'n jong land is. Nou hierdie goed moet ons mooi in die natuur uit kyk. Ek het nou begin oplet van 'n ding wat ek gesien het ontstaan uit niks. En dit is misbredie. Ken julle misbredie? Misbredie groei in 'n kraal waar beeste of skape is. Niemand het dit daar geplant nie. Misbredie saad, dis wille spinasie, is misbredie. Die swartes noem dit wat? Marog. Ja, almal ken marog, maar die Afrikaanse woord is misbredie. Dit kom uit die mis uit van 'n skaap of 'n bees. En daai goed is verskriklik. Hulle saai hulle self verskriklik. En dan het jy die voortplanting deur die plant. Maar waar hy vandaan kom, weet 'n mens nie. As ons mis op die lande uitstrooi wat nie deur 'n verhittingsproses gegaan het om al die sade dood te maak nie. Julle wat in die oggende gemeenskapdiens gedoen het al. Ons haal duisende van hierdie marogplantjies uit. Wat eintlik dom is, want marog is net so lekker so spinasie. Jy is eintlik lekkerder, sê die mense. Waar kom daai ding vandaan? Want niemand het hom in die beeskraal geplant nie. Dit kom uit die diere uit. Dit kom met hierdie vorming wat ons hier kry, is waar natuurgeesies of hierdie swewende goed manifesteer deur die dier sy herkouprosesse, en dan vorm daar in sy mis of in sy maag vorm nou hierdie lewende sielekiem wat kan voortplant. En wanneer die dier dit uitmis, dan is die mis so langer bekyk, dan kom die goedjies uit, want die mis is nat en warm en is 'n goeie medium. En so word dit dan voortgeplant. Dis maar een ding wat ek nou al opgelet het. Maar daar mag baie ander wees. Ek weet nie. Maar ek weet net dat Vader se skepping is 'n absolute natuurlike proses as jy dit verstaan. Al hierdie gees en geeste werk saam om goed te laat ontstaan. So ek dink hierdie ding het 'n mense, hierdie stukkie 2 hoofstukke het 'n mense denke van die skepping 'n bietjie meer prakties laat dink. Daar is nie 'n towerstaf, die Vader nou voor die aarde gestaan, nou toer ek vir julle 'n bees, nou toer ek 'n hoender. Jou vraag altyd, was dit die hoender of die eier, wat was eerste? Al daai goed. Hierdie engelgeeste en hierdie natuurgeeste werk saam om die hele skepping daar te stel. En ons sal seker môre nou leer wat Raphael vir ons gaan leer. Baie dankie.